Hallo en welkom hier so by Farm Spice. Ons is vandag hier so by Dani Pester se sojaboondag. Ek praat met Jaco van Pioneer. Hulle is besig met 'n baie klomp cool goeders op sojabone wat jou lewe vir jou gemakliker maak, meer opbrengs, al die goed so. Jy weet daai nuutste tegnologie? Luister bietjie. Jaco, hoe lyk dit? Nee, gaan goed, dankie met jou Joepie. Nee, doodstil. Daar's hy man. Ek moet sê, ek dink ek kan vir Dani sê baie geluk, maar self vir julle, dankie vir julle betrokkenheid. Ek dink hierdie was ek dink is die beste soja dag in die land in elk geval. En in terme van die kwaliteit inligting en al die goeders wat oorgekom het, net awesome. Maar waaroor ons wil chat. Julle by Pioneer, julle is nou agter die skerms besig met 'n klein huisie vol goede. Vertel my gou, julle het nuwe sojaboonkultivars wat kom, iets van Enlist of hoe werk die goede? Ja, so Joepie, kom ek sê vir jou aan die sojaboon kant, dis vir 'n geruime tyd wat ons besig is met nuwe tegnologie. Ons boere in Suid-Afrika, daar's 'n groot behoefte rondom tegnologie. Ja, tegnologie is die een komponent, maar genetiese vordering is natuurlik vir ons net so belangrik. So aan Pioneer en aan die Corteva kant is ons besig met Enlist wat basies die 2,4-D geen is in sojabone. Ja. En ja, op die stadium wag ons net vir die deregulasie van die departement op die 2,4-D geen, naamlik Enlist. En sodra daai deregulasie plaasgevind het, dit lyk op die stadium die einde van die 4de kwartaal nou in 2025. En ons tydslyne en ons beplanning is om van 2026-27 seisoen die Enlist wat basies die 2,4-D geen is aan die sojabone kant om dit vry te stel aan die boere. Hoekom? Okay, want ek meen dis 'n ding soos jou glifosaat geen, jou basiese wat ons ken as 'n Roundup geen, daai tipe van goed. Hoekom wil ek 'n 2,4-D geen in sojaboontjies hê? So in sekere areas is daar 'n behoefte vir onkruidbeheer en daarom die Enlist geen wat dan 'n baie belangrike komponent is vir sekere praktyke dan. So dit hang spesifiek af van wat my praktyke is. Wat se tipe praktyke sal dit nou wees? So dit is basies om jou onkruid te beheer. Ek meen Roundup Ready is of Roundup te beheer, glifosaat te beheer is nog steeds, maar die 2,4-D gaan 'n addisionele hulpmiddel wees vir boere met onkruidbeheer. Ja. Want wanneer sal ek aan daai 2,4-D dan spuit? Sal dit ook 'n tipe van 'n ek wil sê amper 'n vooropkoms of net na opkoms, daai tipe van spasie waar ek kom spuit? Want jy weet op sojas, jou issue waarmee jy sit is baie keer ek wil amper sê jou onkruid is al te groot. Hy het al klaar begin kompetisie wees voordat ek hom met die glifosaat kan uithaal. Dis reg. So uit die aard van die saak, dit sal 'n na-opkoms bespuiting wees en daai beheer sal dan basies later wees. So ja, ons is baie opgewonde. Ek dink dit gaan 'n groot deurbraak bring rondom die bestuursaspekte vir sojabone. So daai ene, wanneer? na opkoms dan. Ja, maar wanneer kan ek hom kry? 2026-2027 seisoen. So dit is die Enlist komponent. Dan het ons ook die Conquesta wat die BT komponent is. Die Conquesta met die Enlist gaan dan basies daarna na 2027 seisoen kom hy mark toe wat dit die kombinasie is van die twee gene. En werk hy ook soos wat ek meen julle toets nou die goed soos jy sê, die goed is eintlik klaar getoets, alles is reg, julle wag vir regulasie. Eintlik die pampierwerk, né? Korrek. Ja, die deregulasie aan die departement se kant, korrek. Kry ek dieselfde tipe ding wat ons op die mielies kry dat as jy stapelgene gaan, laat jy sommer 'n verhoging in opbrengs ook kry en laat hy net, ek neem aan dis 'n algehele sterker plant en op daai manier kry jy dan 'n verhoging in opbrengs op die einde van die dag. Het julle dit ook in die proewe gekry of is hierdie net absoluut
hy gee net vir my daai gemoedsrus as dit kom by onkruidbeheer. So Choopie, rondom daai punt aan Corteva en Pioneer se kant is dit vir ons belangrik om te kyk na genetiese vordering. So daar word gekyk na die nuwe genetiese lyne wat deurkom. Uit die aard van die saak, dis vir ons baie belangrik dat die genetika waaraan hierdie tegnologie kom, dat daar daarom 'n verhoogde opbrengs is wat ons na die mark toe gaan bring. Korrek. Okay. Ek sê altyd tot en met die tantieme ingekom het, of die saadheffing. Die endpoint rol. Nee. Ja. Was internasionale maatskappye nie lus om in Suid-Afrika te belê as dit kom by enige saad wat jy kan terughou nie. En as jy gaan kyk wat Mielie Cultivars gedoen het van my gut feel 2011, 2012 af, en veral ons op die besproeiing het jy letterlik dit gekry uit 'n genetika oogpunt uit waar dit vir my voel ek kan daai mielie nou stoot, hoe meer kos ek hom gee, hoe meer ek hom sorg, hoe meer sorg hy my terug. En is dit nou dieselfde ding dat die internasionale tegnologie wat eintlik nog heeltyd daar buite was, nou ook vir ons beskikbaar geraak het in Suid-Afrika as gevolg van daai ding, en laat die saadmaatskappye meer kom belê het en dit op die einde van die dag maak dat ons sojas soveel meer winsgewend kan boer. Ja, ongetwyfeld. So jy verwys na die endpoint royalty. En ek meen daarvoor sê ons vir die Suid-Afrikaanse produsent ongelooflik baie dankie, want dit plaas ons in 'n posisie wat ons meer kan investeer in navorsing en hierdie tegnologie wat deurkom. Ek meen tot jou punt en die stelling wat jy maak, en ek dink ons het dit vandag gehoor wat verskeie produsente ook daarna verwys het. Wat ons moet verstaan dat bestuurspraktyke verskil ongelooflik baie in verskillende streke deur Suid-Afrika, maar van 'n Pioneer en Corteva perspektief maak ons seker dat ons in die tegnologie in goeie genetiese platforms insit, en ja, ons streef daarna om beter opbrengste en beter tegnologie na die tafel toe te bring. Right, dit is Jaco van Pioneer. Okay, dit is my awesome om te hoor hoe hierdie goeders net besig is om nie net besig is om in te kom nie, as 'n klein huisie vol werk wat daarin gaan, maar laat daai genetika ook besig is om op te tel, dat jy op die einde van die dag nie in daai dak vashardloop nie. En hoe sê ek altyd dat dit wat jy in die mielies kry nou in die soja kant ook. So, ek kan nie wag nie. As jy belangstel om dan volgende jaar jou saad te bestel, liedjie bo of onder, kom met Pioneer in aanraking, en of kom met jou plaaslike agent en hy gaan jou uitsorg. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.